Goeiemôre van my kant af ook. En ja, voordat ons begin, ons is net so 'n paar goed wat ons met julle moet deel. So Paasnaweek is om die draai en die begin van dit is Palmsondag. So volgende naweek gaan Palmsondag wees en ek wil jou uitnooi om te kom deel wees van dit. Dis die begin van die Paasreis. En ons het 'n gasspreker wat hier gaan 'n bietjie kom gesels en ja, dit gaan regtig iets baie nice wees. So kom begin ook die Paasreis so saam met ons. Dan die naweek daarna is dit Paasnaweek en ons is 'n paar plekke waar jy kan betrokke raak op Paasnaweek waar jy by ons dienste kan bywoon. Ons het op Goeie Vrydag gaan daar 2 dienste wees. Die oggend 8:30, ons gewone oggenddiens soos wat ons altyd het. Dit gaan ook 'n nagmaaldiens wees. En dan die aand, 6:00 op Goeie Vrydag, gaan ons 'n bietjie 'n buitengewone diens hê. Dit gaan 6:00 wees en ons wil nie te veel inligting weggee van dit nie, maar dit gaan 'n belewenis wees. Ons gaan onsself 'n bietjie dieper in die storie van Goeie Vrydag, van dit wat regtig daar gebeur het, daarin sit. En dit gaan, soos wat ek sê, regtig 'n belewenis wees. So jy wil dit nie mis nie. En dan natuurlik op Opstandingssondag, op Paasondag, het ons saam met die Pastors Fraternal, saam met 'n klomp van die ander kerke in Richards Bay, het ons die sonopkomsdiens by Alkanstrand, wat ons daaronder by die see gaan hou, en dit gaan ongelooflik groot wees. Daar op hierdie stadium verwag ons meer as 3000 mense. En ons almal gaan ook deel wees van dit. En dit gaan 6:00 die oggend wees op Opstandingssondag, op Paasondag. So wees betyds daar, want omdat daar so baie mense gaan wees, gaan parkering dalk 'n bietjie van 'n uitdaging wees, maar dit is okay. Ons gaan die oggend saam geniet en na die diens gaan ons en die ander gemeentes, die ander mense, gaan ons lekker saam kuier, ons gaan piknik hou en ons gaan daar saam tyd spandeer. Ons gaan saam Paasnaweek vier. So wees daar, jy wil dit regtig waar nie mis nie. Maar ons sal mekaar oor Paasnaweek, sal ons mekaar iewers sien. Of dit hier by een van ons dienste in die gebou gaan wees en of dit onder by die see gaan wees. Maar woon dit by en wees betrokke. En dit bring my natuurlik by vanoggend se boodskap. Sien, elke tafel vertel 'n storie. Wanneer mense rondom 'n tafel sit, dan bring almal iets saam. Party mense bring kos, party mense bring lag, deur net die stories wat hulle vertel, wat 'n mens nie kan help as om te lag nie. Party bring hulle stories van die week, wat dalk 'n bietjie meer ernstig is. Maar daar is altyd iets dieper, wat mense ook na die tafel toe bring. Sien, mense bring hulle houding, hulle prioriteite, mense bring hulle hart. En as jy rondom 'n tafel kyk, as jy na die mense kyk wat om die tafel sit, dan begin jy sien wat vir hulle regtig belangrik is. In Johannes 12, by die gedeelte waar ons vandag stil staan, sien ons presies so 'n byeenkoms. Dit is 'n klein geleentheid waar daar 'n paar mense besig was om saam te eet, en dit was in 'n dorpie gewees met die naam Betanië. En Jesus is daar en 'n maaltyd word bedien. Maar in daardie vertrek sien ons 4 heeltemal verskillende reaksies of perspektiewe op Jesus en op sy lewe. Sien 4 verskillende mense, 4 verskillende harte en 4 verskillende dinge wat na hierdie tafel toe gebring was. En die vraag wat stilweg deur hierdie storie opkom, is wat bring ek en jy na Jesus toe, wanneer ons na hom toe kom? Wat bring ek en jy saam wanneer ons by sy tafel kom sit? In Johannes 12 vers 1 begin Johannes en hy sê, 6 dae voor die Paasfees kom Jesus weer in Betanië aan, waar Lazarus hulle gebly het. En hierdie detail is belangrik, want hierdie is die laaste week voor die kruisiging. Jerusalem is besig om reg te maak vir Paasfees, vir Pasga. En die spanning tussen Jesus en die Fariseërs, die godsdienstige leiers, was nog nooit
hoër gewees as wat dit op hierdie stadium was nie. Net een hoofstuk vroeër in Johannes 11, dan sien ons die storie waar Jesus vir Lazarus opgewek het. En daai wonderwerk het ongelooflike opskudding veroorsaak, want mense het oral daaroor gepraat. Daar was oral mense gewees wat van dit gehoor het. En die godsdienstige leiers het begin paniekerig geraak oor dit. Inteendeel, 'n klomp van hulle het al klaar begin planne maak hoe hulle vir Jesus kan arresteer en moontlik kan laat doodmaak. So hierdie ete in Betanië gebeur eintlik alreeds in die skadu van die kruis. Maar meeste van die mense om die tafel besef dit nie. Maar wat kry ons vir Jesus wat hy besig is om te doen in daai oomblik? Hy sit by hierdie tafel. Hy deel 'n ete met sy vriende. En die evangelies wys dit vir ons oor en oor en oor en oor. Die tafel is 'n plek waar mense se harte openbaar word. Waar mense se harte oopgaan. Dis rondom die tafel waar daar genesing vind. Waar daar genesing plaasvind. Ek wonder partykeer met alles wat in die wêreld aangaan. Al die negativiteit, al die gebrokenheid, oorloë, alles van dit. Hoe gereeld is ek en jy besig om net paniekerig te raak oor dit alles? Om partykeer selfs paniek te saai, in plaas daarvan om net die voorbeeld te volg, wat Jesus hier vir ons gewys het. Toe hy geweet het die einde is naby, toe gaan sit hy saam met sy vriende om 'n tafel en eet. Hy het nie gegaan en mense gaan bang maak vir dit wat in die toekoms voorlê nie. Hy het eenvoudiglik net om 'n tafel gesit en weer eens mense ingenooi. Sien rondom hierdie tafel is daar 4 mense. 4 mense wat saam met Jesus daar gesit het. En Johannes skep eintlik hierdie 4 mense se perspektiewe baie mooi. Want elkeen wys 'n ander manier waarop mense op Jesus reageer het. En die eerste persoon was Martha geweest. En Johannes sê heel eenvoudig, is net een sin wat hy oor haar gesê het, wat dit eintlik baie mooi saamvat. In Johannes 12 vers 2 sê hy, die mense daar het 'n spesiale ete vir Jesus gereël. Martha het hulle bedien en gesorg dat hulle genoeg het om te eet. Lazarus het saam geëet. Daai eerste sin sê eintlik so baie. Sien, as ons vir Martha onthou uit Lukas 10 uit, dan onthou ons sy was die een wat besig was om voor te berei, om te dien, terwyl Maria net eenvoudiglik by Jesus se voete gesit het. Dis in daai oomblik wat Jesus haar baie sag reggehelp het oor haar bekommernis. Maar op hierdie stadium in Johannes 12, dan sien ons iets baie mooi. Ons sien nog steeds 'n Martha wat dien, want is deel van wie sy is. Sy kry energie daaruit om die mense om haar te dien. Maar in Johannes 12 is daar geen klagte nie. Daar's nie frustrasie nie. Daar's nie vergelyking nie. Net stille diensbaarheid. En dit herinner ons aan iets baie belangrik. Sien, om Jesus te dien is nie iets kleins nie. Sien, die koninkryk van God beweeg vorentoe omdat gewone mense besluit om te dien. Omdat ek en jy die keuse maak om onsself vry te stel, oop te stel, dat die Here ons kan gebruik. Sien, party mense maak kos. Party mense verwelkom mense. Ons ander wat stoele uitpak. Ons mense wat agter die skerms stilweg besig is om te bid. En nie almal staan op 'n verhoog nie. Maar almal bring iets na die tafel toe. Martha bring diens. 'n diensbare hart. En Jesus ontvang dit. Die tweede persoon wat ons in hierdie verhaal ontmoet is Lazarus. En
Al wat ons van Lazarus hoor, is daai laaste gedeelte in vers 2. Lazarus het saam geëet. Niks anders nie. En dink net vir 'n oomblik daaroor. Want net 'n paar dae voor dit, net 'n paar dae voordat hulle hier om hierdie tafel gesit het, was Lazarus dood. Hy was vir 4 dae lank in 'n graf gewees. Maar toe staan Jesus buite die graf en roep sy naam. Sien, Lazarus het lewendig uitgekom. En nou sit hy hier by hierdie tafel en hy eet saam, hy gesels, hy leef. Maar hy preek nie 'n preek nie. Hy doen nie 'n ongelooflike wonderwerk nie. Hy is eenvoudiglik net daar. Sien, sy teenwoordigheid is dit wat besig is om boekdele te spreek. Sien, hy is 'n lewende getuienis van dit wat Jesus kan doen. En partykeer is dit die kragtigste getuienis wat daar is. Dis 'n veranderde lewe. Dis iemand wat dood was en in 'n nuwe lewe opgestaan het. Iemand wat eens gebroken was. Iemand wat op 'n stadium verlore was. Iemand wat op 'n stadium dalk geestelik dood was, maar nou lewend in Christus. Sien, Lazarus bring iets na die tafel toe, sonder om 'n woord te sê. Sonder om enige iets te probeer doen. Hy bring eenvoudiglik net 'n getuienis. Hy bring 'n storie van God se goedheid. Hy bring 'n storie van God se getrouheid. Sien, die derde persoon is Maria. En as ons by haar kom, dan verander die atmosfeer in die vertrek. In vers 3 vertel Johannes, Maria bring toe 'n houer met dierolie wat van nardus gemaak is aan. Dit het soet en baie lekker geruik en is as 'n soort parfuum gebruik. Sy gooi toe sommer heelwat van die lekker olie oor Jesus se voete uit. Daarna vee sy die oortollige olie met haar hare van sy voete af. Die hele huis het lekker geruik van die heerlike olie. Sien, daai oomblik is eintlik baie dramaties. Want daai olie was ongelooflik duur geweest. As ons nou by vers 5 gaan uitkom, dit wys vir ons dat daai olie omtrent 'n jaar se salaris werd was. En stel jou voor dat iets wat 'n jaar se inkomste werd is, jy dit vat en jy gee dit uit. Jy gee dit weg. Sien, Maria, toe sy hierdie ongelooflike daad kom doen het, sy het nie die koste bereken nie. Sy het nie die somme gaan doen oor wat die beste finansiële keuse gaan wees nie. Sien, wanneer iemand regtig verstaan wie Jesus is, dan word aanbidding radikaal. En is presies wat Maria doen. Haar aanbidding raak radikaal en hierdie ongelooflike kosbare olie kom giet sy uit op Jesus se voete. Sy droog dit met haar hare af en Johannes sê die huis is gevul met die geur van hierdie soet olie. Dit is so 'n mooi beeld. Want wanneer iemand regtig waar vir Jesus aanbid, dan verander dit die atmosfeer. Ware aanbidding versprei, dit spoel oor na die mense om ons toe. Dit raak ander mense wat om ons is. Dit vul die kamer waarin ons is. Sien, Maria bring iets besonders na die tafel toe. Sy bring 'n offer van aanbidding. Sien, die laaste persoon wat Johannes vir ons wys, is Judas. Sien, nie almal in hierdie vertrek is dieselfde geraak nie. In vers 5 dan kom Judas en hy maak sy misnoot te kenne. Hy sê in vers 5, wat se geldmorsery is die? Hoekom het ons nie liewer die olie gevat en gaan verkoop nie?
Ons sou maklik 'n volle jaar se salaris van 'n handwerker vir die olie kon kry. Dink net hoeveel armes ons met soveel geld kon gehelp het. En nou het ons niks nie. Op die oppervlakte klink dit wat Judas sê baie eerbaar. Klink asof hy die regte doel in sy hart het, want hy wil mos nou die armes gaan help. Klink sommer geestelik ook. Maar in vers 6 dan wys Johannes vir ons wat die eintlike waarheid was. Sê, maar Judas was 'n groter jakkals as dit. Hy was nie so vreeslik bekommerd oor die armes nie. Nee, hy was 'n regte dief. Hy het mos met Jesus hulle se geld gewerk en homself goed daaraan gehelp. Sien, Judas kyk na Maria se aanbidding en wat hy sien is vermorsing. Maria kyk na Jesus. Sy sien waarde. Sien, wanneer mense nie die waarde van Jesus verstaan nie, dan lyk ware toewyding altyd asof dit oordryf word. Dit lyk altyd ekstra. Sien, Jesus antwoord vir Judas in vers 7. En hy sê, los haar, sê Jesus toe. Laat sy dit hou. Sy gaan dit weer nodig kry vir my begrafnis. Sien, die ongelooflike ding. Jesus verdedig haar. Sien, die hemel noem nie toewyding, ware toewyding. Noem die hemel nie vermorsing nie. Sien, wat vir my ongelooflik is in hierdie hele storie. Het Jesus geweet wat Judas gaan doen. Jesus het geweet wat se planne Judas besig was om te maak op daai stadium heel moontlik al. Maar Judas het nog steeds 'n plek gehad aan die tafel. Selfs met Judas se perspektief wat verdraai was. Met hom wat na Jesus gekyk het eintlik as 'n besigheidstransaksie en wat hy daaruit kan kry. Selfs met dit het Jesus na hom gekyk, nog steeds met genade, nog steeds met aanvaarding en nog steeds met liefde. Ten spyte van dit wat hy sou gedoen het. Later aan toe Jesus die disippels se voete gewas het, was Judas se voete ook gewas. Het Jesus hom ook gedien. Maar nog steeds wat hy na die tafel toe bring, is kritiek. En in daai vertrek rondom hierdie tafel, is daar die 4 perspektiewe. Martha wat diens bring. Lazarus met sy getuienis. Maria met haar aanbidding en selfs Judas met sy kritiek. Dis dieselfde Jesus. Dis dieselfde tafel. Maar 4 verskillende harte. En die storie vra vir ons 'n vraag en is eenvoudig, maar partykeer moeilik om te antwoord. Maar wat bring ek en jy na Jesus se tafel toe? Bring ek en jy ons diensbaarheid? Soos Martha. Want die waarheid is dat die koninkryk van God groei deur mense wat bereid is om te dien. Bring jy dalk jou storie, soos Lazarus. 'n veranderde lewe is 'n ongelooflike kragtige getuienis. En dalk is dit vir jou vandag nodig om jou storie te begin deel. Om die realiteit van die Here se genade in jou lewe te begin deel met die mense rondom jou. Dalk vandag bring jy jou aanbidding. Soos Maria. Die waarheid is aanbidding wat iets kos, beteken iets. Dit dra krag. Dit verander die atmosfeer in 'n vertrek. Verander die atmosfeer in 'n verhouding.
bring mense nader aan mekaar. Maar die waarheid is hier's van ons vanoggend wat hier sit. En ons kyk na Jesus deur die oog van kritiek. Ons voel dat ons eintlik al bietjie opgegee het op ons geestelike lewe. Ons gebedslys is meer 'n wishlist wat ons vir die Here probeer gee vir wat hy vir ons veronderstel is om te doen. Maar ons mis hom. Ons mis sy hart. Ons mis sy uitnodiging om by die tafel te kom sit. Ons mis wie hy is. Daar's 'n song wat ek gereeld luister. En daar's 'n gedeelte in die brug wat sê, If I see your heart, but I never see your hand, I still have it all. As ons die Here se hart sien, maar ons sien nooit sy hand nie, het ons nog steeds alles. En selfs al sit jy hierso, en in jou lewe gaan dit meer daaroor om die Here se hand te sien as sy hart. Wil ek vanoggend vir jou die uitnodiging maak. Selfde uitnodiging wat Jesus vir Judas ook gegee het. Selfde uitnodiging wat Jesus vir elkeen van die disippels en die mense met wie hy teëgekom het, vir hulle ook gegee het. Is kom. Bring jou kritiek. Bring jou bekommernis. Bring jou onsekerheid. Maar kom net. Sien daai aand in Betanië het Maria haar salf uitgegiet, haar olie uitgegiet. En die geur het die hele huis gevul. Maar daardie geur het verder gegaan as net daardie vertrek. Sien, wanneer iemand vir Jesus werklik aanbid, dan los dit 'n merk. 'n Lewe wat aan Christus toegewy is, laat altyd 'n geur agter. En die vraag is, wanneer mense ons lewens ontmoet, wanneer ons paaie kruis, reik hulle die geur van toewyding aan Jesus. Want wanneer ons by die tafel van Jesus sit, dan bring ons iets saam. En die vraag is, wat bring ek en jy na die tafel toe? Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie. Dankie dat ons 'n klomp goed kan saambring na die tafel toe. Dankie dat ons by u tafel 'n plek het, ten spyte van ons perspektiewe en dit wat in ons lewens aangaan. Maar Vader, ek wil vra, mag ons elkeen in hierdie week 'n bewustheid kry van plekke waar ons kan dien. Van plekke waar ons u kan aanbid. Vader, maak ons bewus in hierdie week ook van ons stories. Ons getuienis om vir die wêreld te wys dat u goed is. Vader, selfs in ons tye van kritiek. Ons tye van bekommernis en onsekerhede. Vader, mag ons selfs vir u in dit ook sien. En dankie dat ons kan weet, u is daar. U is by ons in elke seisoen en in elke deel van ons lewe. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.